Het jy geweet, Jesus se somme, sy wiskunde, werk anders as ons gewone wiskunde. Hoe so? Wel, sy wiskunde is God se wiskunde, en daarom is dit genade wiskunde. En baie van ons sukkel mos nou maar met wiskunde, maar vir die prestasie georiënteerde mens is hierdie genade wiskunde nog moeiliker en nog meer onlogies om te verstaan as daardie wiskunde waarmee ons op skool so gesukkel het. Nou, die kort maar aangrypende verhaal van die weduwee en haar 2 muntstukkies onderstreep vir ons op 'n treffende manier hierdie feit van die andersheid van God se wiskunde. Jy ken mos die verhaal. Hierdie arm weduwee gooi 2 bitterlik klein geldstukkies in die tempel se skatkis. Dit word genoem 'n lepton, en om jou idee te gee hoe min 'n lepton is, 2 lepton vorm saam 'n kwadrant, en 64 kwadrante was destyds die loon, die dagloon van 'n arbeider. So dit is bitterlik min geld. Maar nou sê Jesus, volgens sy somme, volgens sy goddelike wiskunde, het hierdie arm weduwee meer ingegooi as die ryk mense wat baie geld in die skatkis ingegooi het. Want jy sien, God kyk anders na mense. Hierdie kort berig oor die weduwee, as mens nou in die konteks daarna kyk, dien eintlik as 'n soort van 'n naskrif op die vorige toneel of tonele in die tempel, daar waar Jesus in die tempel gesit het. Dit onderstreep die kontras tussen die fariseërs se skyngodsdiens en hierdie arm weduwee se hartsgodsdiens. En dit is nogal opvallend en belangrik dat sy 2 van hierdie klein geldstukkies ingegooi het. Hoekom? Want dit impliseer dat sy in haar uiterste armoede eintlik mos nog maar enetjie vir haarself kon gehou het. Sy kon geredeneer het, weet ek het nou amper niks nie, maar kom ek hou maar 1 en gee net 1. Dis mos daarom die helfte van wat ek besit vir die Here. Maar nee, sy gee als wat sy op daai tydstip het vir die Here. Totale oorgawe en toewyding aan God. Natuurlik ook totale vertroue in sy vaderliefde en in sy versorging. Markus gebruik hierdie verhaal waarskynlik ook op 'n ander vlak om vir ons te sê die oproep tot die evangelie van Jesus is 'n oproep tot volkome vertroue en toewyding. Nou ek wil sommer net so 'n paar vinnige voorbeelde noem van Jesus se somme, en ek doen dit met erkenning aan die Amerikaanse joernalis Philip Yancey. Net so 'n paar voorbeelde uit die evangelies. Die gelykenis van die werkers in die wingerd, ons kry in Matteus 20, gaan lees dit gerus. Dis ook 'n eienaardige wiskunde, né? Die wat die hele dag gewerk het presies dieselfde loon gekry as diegene wat net 'n uur voor Chaila-tyd eers begin werk het. Nou vir ons rekenkundige gevoel en vir ons siening oor wat billik is, klink dit onregverdig. Maar, gaan lees mooi, die werkers het presies gekry dit wat die eienaar vir hulle beloof het. En wat sê daardie gelykenis vir ons? Wel, genade is werklik genade. Dit word nie verdien nie en dit kan nie
bereken word nie. Want almal het genade nodig. Kom ons hoor dit. Elkeen van ons is totaal afhanklik van God se genade. Ons is geestelike bedelaars. Daarom moenie afgunstig wees as die Here vir iemand anders, soos vir jou, ook genade bewys nie. Moenie begin somme maak van ek moet daarom dit kry of ek moet daarom dat kry nie, want ek is dan bietjie beter as die ander een nie. Nee, Jesus se wiskunde werk nie so nie. 'n ander treffende voorbeeld is natuurlik die bekende verhaal ook van Maria, wat nardesolie, wat 'n hele jaar se loon werd was, in een oomblik op Jesus se voete uitgegooi het. Daar in Johannes 12. Nou weer eens, dit maak nie logies, rekenkundig sin nie. Die geld, soveel geld, 'n jaar se loon kon sekerlik baie beter en baie meer nuttig gebruik gewees het. Maar Jesus, sy somme werk anders, onthou dit. Hy keer dit goed en hy prys haar, waar die ander met afkeer na haar kyk. Want, wat sê dit vir ons? Liefde vir Jesus kan nie in geld bereken word nie. Die alles oortreffende waarde van Jesus relativeer alles. Met ander woorde, as ek enige iets moet vergelyk met Jesus se waarde, dit wat hy vir my beteken, dan word dit relatief, dan is dit baie minder werd. Ek kan nie te toegewyd wees aan Jesus nie. Verdere voorbeeld kry ons daar in Lukas 18, en daar is 2 verhale wat baie duidelik iets sê oor God se wiskunde, oor Jesus se manier van somme maak. Die eerste is die gelykenis van die fariseer en die tollenaar wat gaan bid het in die tempel. Nou, dis baie duidelik dat die fariseer 'n baie vrome man was, wat al die verkeerde dinge vermy het en al die regte dinge gedoen het. Maar dan, die skokkende uitspraak van Jesus. Na sy gebed gaan hy nie daar weg as 'n regverdige nie. God beskou hom nie as 'n regverdige nie. En dis totaal teen die verwagting en menslike berekenings in. Dink net weer, hierdie fariseer het 2 keer 'n week gevas en hy het 'n volle 10de van sy inkomste vir die Here gegee. Ek dink die meeste predikante sou maar net te bly gewees het as ons meer sulke lidmate gehad het. Maar nee, volgens Jesus gaan die sondige tollenaar, wat niks gehad het om oor goed te voel nie, daar weg as 'n regverdige. Hoekom? Wel, hy het maar net een kort, stotterende, opregte gebed gebid. Jy weet dit. En God het vir hom genade gegee. God kyk anders. Jesus se somme werk anders. En dan die nog meer bekende voorbeeld van Jesus wat die kindertjies na hom toe laat kom. Op die oog af gaan dit nie hier oor somme nie, en tog gaan dit juis oor die waardesisteem, die somme in God se koninkryk. Ons moet onthou, veral in destydse samelewing, het kindertjies glad nie getel nie. Kinders kon ook vir Jesus van geen hulp wees nie, kon vir hom geen aansien bring nie, hulle kon geen bydraes maak nie. Kinders, ja, is maar beskou as lasposte, wat nou eintlik net 'n mens se kosbare tyd kon mors. En daarom is dit ook verstaanbaar dat die disippels eintlik Jesus probeer beskerm teen die kinders, en hulle raas met die mense wat hulle kindertjies na Jesus bring. Maar dan skop Jesus se somme weer in.
Hy kyk heel anders na die saak. Sy berekening van wie waardevol is, verskil totaal van die mensesin, totaal van sy eie disipelsin. En Jesus kyk heel anders na die kindertjies. Hy kyk met 'n koninkryks oog. En so sou mens kon aangaan, daar is definitief nog voorbeelde, maar as ons dit saam wil vat, moet ons net sê, daar's 'n reuse verskil tussen aardse wiskunde en God se wiskunde en logika. Vir aardse somme het 'n mens 'n goeie verstand nodig. Vir die hemelse somme het ek en jy nuwe harte nodig. Aardse wiskunde gaan oor logiese prestasie, menslike rangorde en al daardie dinge. Hemelse wiskunde gaan oor onlogiese genade en ons ruimhartige reaksie daarop. Ja, geliefde, as ek en jy waarlik kinders van God is, burgers van die koninkryk, dan sal ons somme en ons berekenings ook drasties verander. Met ander woorde, ons manier van kyk, van berekenings maak, van waardebepalings, van beoordeling, sal heeltemal moet verander. Kortom, ons hele waardesisteem en lewensbeskouing sal anders wees. Ons sal op 'n ander manier kyk na genade, na geld, na tyd, na mense, na moeite, na vergifnis. Ons sal besef genade is regte genade en kan op geen enkele manier verdien word nie. En dis wat ek en jy nodig het, anders sal ons nie in die koninkryk ingaan nie. En as ons genade ontvang, sal ons besef, genade, regte genade, bevry ons van vergelykingstref met mekaar, van jaloesie, van ek het daarom nou al meer gedoen vir die Here as jy, so ek moet dus 'n bietjie beter behandeling en beter erkenning kry. Jy weet ons hoe werk dit, as ons dit sleg tref, as dit sleg gaan met ons, dan voel ons, Here, ek lewe dan so 'n mooi lewe, ek doen dan nie verkeerde dinge nie, hoekom gebeur al hierdie hartseer dinge en hierdie moeilikheid dan nou met my? Dit moet eerder met iemand anders gebeur. Ons sal besef, niemand kan selfs deur die geringste prestasie kwalifiseer vir genade nie. Nee, ons kwalifiseer vir genade deur juis ons geestelike bankrotskap te erken en behoeftig, soos die tollenaar in daardie gelykenis uit te roep. O God, wees my sondaar genadig. Ons sal anders kyk na geld en besittings. Ons sal sien die waarde daarvan kan eintlik net sin maak in dit wat dit werd is vir die koninkryk en of ons Jesus daarmee kan dien, barmhartig kan wees daarmee. Geld en sukses tel nie in hierdie lewe in die sin waaraan die meeste mense daaraan dink nie. Ons sal dit nie meer sien as ons sekuriteit nie, maar as 'n gebruiksmiddel in die koninkryk. Ja, geld en besittings is gawes van God wat ons kan geniet natuurlik, wat ons dankbaar, oorvloedig in sy diens kan gebruik. Ook tyd en die hele sin van die lewe, sy waarde sal ons bereken in terme van die koninkryk van God en sy ewige doelwitte. Ons sal na mense ook kyk met die oog van barmhartigheid en genade en nie probeer uitreken hoeveel hulle ons skuld of hoe nuttig hulle vir ons kan wees of hoeveel werd hulle vir ons kan wees of wat ons uit hulle kan kry nie.
maar ons sal mense waardeer. Ja, gering is, belangrik is, groot is, kleintjies, ons sal hulle waardeer as beelddraers van God. Bo alles moet ek en jy nuut kyk na Jesus. Hy het sy bloed vergiet, sy kosbare bloed, en sy lewe prys gegee. Nie vir goeie mense nie, maar juis vir rebelse sondaars, vir sy vyande, vir ondankbare mense, vir groot mense, slim mense, maar ook geringes, kindertjies. Ja, vir jou en ook vir my. Dit maak nie vir ons sin nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar onthou, dis genade wiskunde. Gelukkig werk Jesus se somme anders. En dit is my enigste hoop. Aan die ander kant ook, juis, Jesus se offer is juis so onberekenbaar groot, en daarom mag ek en jy, as dit by dankbaarheid kom, nie meer allerhande suiwige sommetjies maak nie. En jy weet ons hoe graag ons dit doen. Al sê as dit nie altyd hardop nie, né? Ek dink ek het ons daarom nou genoeg tyd, genoeg geld en genoeg moeite aan die kerk en die koninkryk bestee. Ander ouens moet nou maar eers weer hulle kant bring. Of ek het hierdie ene nou genoeg vergewe. Dit stop nou hier. Ek het genoeg verdra. Ek gaan nou nie meer geduldig wees nie. Of selfs, ek het nou eers genoeg kerk bygewoon. Dis immers nou vakansie, dis seker nie meer nodig om die Here saam in die erediens te aanbid nie. En so kan mense aangaan. Nee, geliefdes. As ons Jesus se somme verstaan, kan ons nie meer op so 'n manier redeneer nie. Want ek sal besef, Jesus het sy alles vir my gegee. En ek kan hom tot in alle ewigheid nooit genoeg dankbaar wees en dien nie. So, as ek en jy weer suiwige berekenings wil maak en allerhande voorwaardes wil stel vir ons toewyding aan Jesus, sal dit baie help om maar net weer altyd die verhaal van die weduwee se 2 muntstukkies te onthou en te besef, Jesus se somme lyk anders. Vrede vir jou. Amen.